Goeiedag graad 8. Vandag kyk ons na voedselketTINGs. Nou voedselketTINGs is 'n skema wat die oordrag van energie van een organisme na 'n volgende uitbeeld. Daar's 'n paar dinge wat belangrik is van hierdie voedselketTINGs. En dit is dat elke voedselketting bestaan uit verskillende vlakke uit. En omdat dit voedingsvlakke is, omdat dit al die organismes op elkeen van hierdie vlakke dien as 'n bron van energie, staan dit bekend as voedingsvlakke. So jou eerste voedingsvlak wat jou plante is, wat voedsel kan produseer, staan bekend as ons eerste trofiese vlak, naamlik primêre produsente. Nou die woord troof beteken voed. Okay, so dit verwys na voedingsvlak. So die eerste voedingsvlak is primêre produsente, want al hierdie organismes wat ons plante is, kan hulle eie voedsel produseer. Dan kry ons die organismes wat voed op die plante, maar omdat hulle nie hulle eie voedsel kan produseer nie, noem ons hulle verbruikers. Maar omdat hulle die eerste verbruikers is, wat plante eet, is hulle jou primêre verbruikers. Maar soos ek sê, hulle kry net 10% in van die energie wat hulle opvoed, van die potensiële energie waarop gevoed word. Want hierdie organismes waarop hulle voed, so sê nou maar hierdie koe eet nou die gras, daai grasse het hulle energie verloor deur lewensprosesse, deur die groeiproses, deur om te kan fotosinteer, deur te kan respireer, deur proteïene te kan vervaardig, allerhande prosesse, lewensprosesse. Alright, het hulle voedsel verloor, maar slegs 10% van die energie word dan oorgedra na die volgende trofiese vlak toe. En net so gaan die organismes wat dan lewe op jou primêre verbruikers, gaan dan ook net 10% van daai beskikbare energie in die hande kry. Omdat hierdie primêre verbruikers natuurlik ook lewensprosesse gehad het. Voortplanting, beweging, uitskeiding en allerhande dinge. En hulle daarvoor daai energie gebruik. Dus jy kan dit vergelyk met jou voertuig wat jy ry. Die petrol wat jy in jou kar gooi, wat jy dan gebruik om van jou huis na Pick n Pay toe te gaan. Min van daai petrol word gebruik fisies om jou kar te vervoer, om jou kar te laat beweeg van jou huis na Pick n Pay toe. Baie van die energie gaan verlore en meeste daarvan is as hitte. Obviously weet ons mos 'n voertuig jy kan hom mos hoor ook. So baie van die energie gaan verlore as klankenergie ook. Alright, en min energie word actually oorgedra na die beweging van die engine toe. Okay, of die funksie van die engine om jou kar te laat beweeg. Maar in any case, net so in die natuur ook, word slegs 10% energie oorgedra van een trofiese vlak na die volgende trofiese vlak toe. Nou daai trofiese vlak wat natuurlik voed op ons primêre verbruikers, dit staan bekend as sekondêre verbruikers. Hulle is nog steeds verbruikers, want hulle kan nie hulle eie voedsel vervaardig nie. Hulle maak staat op ander organismes vir hulle voedsel. Dis slegs jou eerste trofiese vlak wat hulle eie voedsel kan produseer, naamlik jou produsente. Maar alles daarna gaan verbruikers wees. So jou sekondêre verbruikers voed op jou primêre verbruikers. Jou tersiêre verbruikers voed weer op jou sekondêre verbruikers. So daai woorde is belangrik vir julle om te ken, en dan die feit dat al hoe minder energie oorgedra word van die een trofiese vlak na die volgende trofiese vlak. Slegs 10%. En dit is maar net ook vir julle net gewys in die regterkant, is dat alle plante en diere wat op die einde doodgaan, gaan finaal afgebreek word deur ontbinders. Die volgende ding wat julle moet ken is 'n voedselweb. Nou voedselweb is 'n klomp ineengeskakelde voedselketTINGs. Nou soos wat julle in hierdie skema kan sien, hier's 'n klomp verskillende voedselketTINGs wat hier uitgebeeld word op hierdie enkele skema. En omdat daar 'n klomp verskillende voedselketTINGs uitgebeeld word, hierso staan hierdie skema bekend as 'n voedselweb. So hier het ek vir julle 3 voorbeelde gegee van voedselketTINGs van verskillende lengtes. Nou as ons kyk na die eerste ene, gras word geëet deur 'n muis en die uil eet weer die muis. Maar as niks wat die uil eet nie. Verstaan, die uil word deur niks anders opgeëet nie. Dit die voedselketting stop hier. En dit wil sê jy het produsente, dan jy primêre verbruikers en die uil is dan jou sekondêre verbruiker. Nou as ons kyk na die oranje roete, die sprinkaan eet die gras, maar die sprinkaan word weer geëet deur die parra en die parra word weer geëet deur die uil. So hierso sit jy met 'n produsent, primêre verbruiker, sekondêre verbruiker en 'n tersiêre verbruiker. Soos wat julle hier kan sien in die sleutel hier aan die regterkant. So die oranje voedselketting is vanaf produsent tot tersiêre verbruiker.
As ons kyk na die gele, dit wil sê jy het 'n produsent, primêre verbruiker, jy het jou voël wat jou sekondêre verbruiker is, jy het jou slang wat jou tersiêre verbruiker is, en dan het jy 'n valk wat 'n kwaternêre verbruiker is. So ja, maar gewoonlik die voedselketTINGS wat julle doen op graad 8 vlak, sal net hardloop, gewoonlik, sal net hardloop tot by jou tersiêre verbruiker. So produsent, primêr, sekondêr, tersiêre verbruiker. Alright. En elke keer word net 10% energie oorgedra na die volgende trofiese vlak toe. Slegs 10% energie. Nou, indien 'n trofiese vlak, enige van hierdie trofiese vlakke, in enige van hierdie voedselketTINGS verdwyn, het dit natuurlik 'n impak op die res van die trofiese vlakke in daai spesifieke voedselketting. Nou, dis belangrik dat jy verstaan hoe. En die hoe is mos nou, gaan ek nou vir julle verduidelik. Kom ons vat nou hierdie oranje voedselketting. As jy jou sprinkane verwyder, is daar minder herbivore wat die grasse eet, en die grassesgetalle gaan toeneem. Maar omdat die sprinkane weg is, naamlik ons primêre verbruikers nou weg is uit die voedselketting, is daar minder voedsel vir die padda. En die paddas gaan dan begin minder word, of kan tot uitsterf, as hulle net sprinkane eet. Maar as daar minder paddas is, beteken as minder voedsel vir die uil. En as die uil weer net op paddas gevoed het, beteken dat die uile gaan uitsterf. Maar as die uile natuurlik ander kos het, gaan hulle minder word, want daar is minder voedselbronne beskikbaar. As ons byvoorbeeld, kom ons vat hierdie geel voedselketting, kom ons verwyder die slang uit hierdie voedselketting uit, dan beteken dit jou grasse gaan nog steeds geëet word deur jou sprinkane gaan nog steeds geëet word deur jou voëls, maar omdat daar nie slange is nie, gaan daar meer voëls raak. Die voëls gaan meer word. Alright, want daar's minder predatore wat op die voëls jag maak. So die voëls gaan meer word, wat doodeenvoudig beteken as daar meer voëls is, gaan hulle meer sprinkane eet. So jou sprinkaan getalle gaan afneem. Maar as jou sprinkaan getalle afneem, beteken dit daar's minder wat jou grasse eet, en jou grasgetalle kan dan actually begin toeneem, as julle met my. Maar omdat daar nie slange is nie, wat ons tersiêre verbruikersvlak is daar minder voedsel vir die valk, en die valk se getalle gaan weer afneem. So dink net logies hieroor. So ek sê, gelukkig is daar ander dinge wat voëls kan eet, maar nou moet hy voëls begin kompeteer vir die ander voedingsbronne, want daar is nie meer sprinkane nie. En dit gaan beteken, soos ek sê, dat jou voëls se getalle gaan actually begin afneem as daar minder sprinkane is. En dit geld dan vir al die ander trofiese vlakke presies dieselfde. As jy jou gras verwyder, selfde storie, jou gras impak onmiddellik jou sprinkane. So daar is minder voedsel vir die sprinkane, as daar minder sprinkane is, gaan daar minder voëls wees, ensovoorts. So ja, dit is eintlik maklik, maar jy moet verstaan hoe. Die laaste dingetjie wat jy moet ken is energiepiramides. Nou ons het so 'n bietjie daaroor sit en gesels, waar slegs 10% energie van een trofiese vlak na 'n volgende oorgedra word. Nou die enigste rede hoekom jy hierso sien 10% en daar 1% en daar 0,1% is want daai 0,1% verwys na die hoeveelheid energie in verhouding met die oorspronklike energie. As ons energie oorgedra het hiervanaf soontoe, dan sou daar gesê het net 10% energie word oorgedra. En as hy energie oorgedra word hiervanaf na daai groep toe, gaan dan daar gestaan het 10%. Maar omdat dit 10% is wat hierna toe gaan, en van daai word die 10% soontoe, beteken dit, die energie wat hierdie ouens op die einde kry, is 0,1 van die oorspronklike hoeveelheid energie, of 1% van die oorspronklike energie, of 10% van die oorspronklike energie. Julle onderwyser kan vir julle 'n getal, 'n hoeveelheid energie gee, in 'n voorbeeld, in 'n vraestel. Byvoorbeeld, sê nou maar die plante het 30.000 kilojoules. Nou kilojoules is die eenheid vir energie, is een van die eenhede, jy kry joules, maar julle gaan gewoonlik hoofsaaklik werk met kilojoules. Maar sê nou maar julle 30.000 kilojoules, kom ek skryf dit sommer nou in hierso, dan van sommer nog steeds dieselfde. Die juffrou sê vir jou, daar is 30, ek weet, ek skryf ons baie lelik met hierdie ding, daar is 30.000, daar is nulle hoor, hy lelike goed is nulle, daar is 'n K, en dan is hy hier, vir kilojoules, 30.000 kilojoules hierso. Nou slegs 10% word oorgedra soontoe, en was maklik om dit uit te werk, jy verwyder net 'n nulletjie, vat net 'n nul weg. So dit wil sê, daar so gaan 3.000 kilojoules hierso wees.
Okay, ek gaan nou nie kilojoules weer uitskryf nie, ek skryf te lelik. En as die juffrou vir jou vra, maar hoeveel gaan op die sekondêre verbruikersvlak wees, dan verwyder jy weer 'n nulletjie. Dan gaan daar 300 kilojoules hierso wees. Alright, 300 kilojoules. En hoeveel gaan daar wees? Wel, verwyder weer 'n nulletjie. So daarso gaan 30 kilojoules wees. So daai 30 kilojoules is 10% van die 300. Maar daai 30 kilojoules is 0,1% van die 30.000, van die oorspronklike. So ja, so doen werk maar net hierdie sommetjies uit en so aan, en is eintlik lekker, want jy sal dit 10 kry. Dis 'n goeie kans. As hulle byvoorbeeld die juffrou probeer snaaks, die meneer probeer snaaks wees en vir jou sê, hierso is 15.325 kilojoules hierso. Hoeveel gaan daar wees, hoeveel gaan daar wees, hoeveel gaan daar wees? Wat jy dan moet doen is, jy moet net elke keer verbeel daar's 'n komma daarso. Dan skuif jy net met elke trofiese vlak die komma aan. So hierso gaan 1532,5 hierso wees. 0,5. En as jy hom soontoe vat, dan skuif jy net weer die komma een plek aan, soontoe. So daar gaan 153,25 wees. En daar gaan 15,325 wees. So ja, so is eintlik maklik om hierdie goeders uit te werk, man. En dis lekker punte. Dis punte wat jy verseker gaan kry. Nou as jy wonder, soos ek sê, hoe die energie verlore raak, soos ek sê, elke trofiese vlakse organismes het lewensprosesse. En daai lewensprosesse vereis energie. So daar is minder beskikbare energie om oorgedra te word na die volgende trofiese vlak, soos hierdie ouens fotosinteer. Plante beweeg ook, hulle draai hulle blare na die son toe. Plante respireer ook, plante produseer ook proteïene, ensovoorts. Diere, wat 'n diere addisioneel natuurlik doen is uitskei, wat addisioneel energie vereis, maar ook groei, en daar's meer voortbeweging, en so aan. So daar's lewensprosesse by al hierdie vlakke, waar hy energie, meeste van die energie gebruik, en dis waarom slegs 10% van die energie oorgedra word, is want dit word gebruik vir lewensprosesse op elke trofiese vlak. Energie gaan as hitte verlore tydens lewensprosesse, soos groei, voortplanting, uitskeiding, beweging, voeding, ensovoorts. Daar het ek julle voorbeelde gegee. Nou, wat julle ook moet ken hierso is, wat is 'n volhoubare ekosisteem? Nou, volhoubare ekosisteem is, en die mooi woord vir volhoubaar in Engels is sustainable. En dit is wanneer daar 'n balans gehandhaaf word tussen die bioties en die abiotiese komponente. Dan werk ons met 'n volhoubare ekosisteem, wat vir lank 'n gesonde ekosisteem sal bly. Maar sodra, soos ek sê, enige van jou biotiese of abiotiese komponente bedreig word, soos byvoorbeeld ontginning of ontbossing of stropery of vulkaniese uitbarsting of iets in daai lyn, dan gaan jou omgewing nie meer 'n goeie balans hê nie. Dan is dit nie meer volhoubaar nie. Right. So hierdie balans kan versteur word deur sekere faktore, en daai faktore kan natuurlik wees of dit kan menslik wees. Nou natuurlike faktore is natuurlik vulkaniese uitbarstings, aardbewing en tsunamies, droogte en bosbrande en spoedige klimaatsveranderinge. So dit kan ewe skielik verskriklik koud word, verskriklik warm word ensovoorts. So dis alles natuurlik, maar dit kan definitief 'n impak hê op die balans tussen biotiese en abiotiese komponente. So hierdie is natuurlike faktore wat die volhoubaarheid van 'n ekosisteem kan bedreig. Menslike faktore kan natuurlik wees soos ontbossing, waar 'n klomp plante verwyder word vir behuising of vir rekreasie of vir hout vir meubels bou, wat ook al die rede is. Besoedeling, industriële besoedeling, ons weer die mense bou die fabrieke, ons meer die mense werk in die fabrieke, die mense vervaardig sekere stowwe, maar daar word altyd afvalprodukte vervaardig of afgegee, en dit is nadelig vir die omgewing, en dit is wat ons bedoel by besoedeling. Uitwissing van spesies, dis mense wat stroop, en dit hoef nie diere te wees nie, daar's mense wat sekere plante vir medikasie stroop. So ja, en dan invoer van vreemde spesies, en dis baie belangrik, mense besef nie regtig die impak van dit nie, maar jy kan byvoorbeeld 'n plant inbring van Australië af Suid-Afrika toe, maar Suid-Afrika is sy klimaat is baie beter aangepas vir die plant. Nou begin die plant ewe skielik wild groei, en dit ontneem ons plaaslike plante van water en voedingsstowwe. Dit groei so wild dat dit actually ons plante blok van die son af, so ons plantjies kan nie meer so lekker fotosinteer nie, en dan begin hulle doodgaan.
So dis baie belangrik. Jy kan byvoorbeeld soos wat hulle hier prentjie het van 'n padda inbring. Iets eenvoudigs as 'n padda. Maar hy padda kan dalk gif hê en nie 'n natuurlike predator hê in Suid-Afrika wat hom eet nie. Nou neem hy padda getalle toe. En ons het mos vir julle net nou gesê wat gebeur as daar 'n sekere trofiese vlak in 'n voedselketting te veel word. Dan beteken dit die vorige bron gaan begin verminder of uitsterf. En dit wil sê die vorige een weer ook. Presies dieselfde. So dis verskriklik belangrik om ekologie as 'n studie te doen sodat jy kan leer wat is die balans van omgewing, watter biotiese en abiotiese faktore is belangrik in daai spesifieke omgewing om 'n balans te kan handhaaf en watter natuurlike en menslike faktore kan daai balans bedreig. So graad as, dit is nou al wat ons gaan doen vir hierdie video. So volgende video sal ons kyk na aanpassings van sekere organismes om in hulle omgewing te kan oorleef. Bye bye julle.